Kom ons bid. Abba, dankie Vader, dat ons nou gehoorship het, Abba, en dankie dat ons hierdie soetgeer vir U kon wees, Abba. Wys ons as daar enige vreemde vuur in ons harte is, Abba. As daar enige iets is wat ons nog moet gaan regmaak, Abba, as daar enige las is wat ons vandag nog aan ons dra, op ons dra, Vader. U sê in Jeremia, sê U dat as jy daai las het, los daai las. Daai las, moenie daai las bring op die Sabbat. Vader, daarvoor kom gee ons U las en Yeshua, dankie sê dat U sê dat lig is die las en sag is die juk. Dankie Yeshua, dat U alles kom vat het. Dankie dat U alles kom vir ons dra elke dag. En dat U die weg is na 'n Vader se hart toe wat oop arm staan en wag vir ons. Soos hy gestaan het daai tyd in die woestyn wat hy gesê het, Farao, laat hulle gaan want ek wil hê die volk moet my kom dien in die woestyn. Dankie Vader dat U ons nog nooit gelos het nie. U sê ek sal jou nooit los nie. Dankie Abba dat U getrou is en dat U is so lam. U is vir altyd en ons eer U daarvoor. Daarvoor is U beloftes vas. Vader, ons bid nou dat U sal spreek en mag ons so Samuel antwoord, spreek Vader, ja, by ons is hierso, U dienaars luister. Ja, so se naam bid ons dit. Amen. Amen. Here, so ons is besig met oor hierdie stuk waar ons nou met die wyl praat en ons het laasweek gepraat oor die wyl en as dit Abba se wil is, wil ek nou vandag praat oor Yeshua wat die hoofpriester is en ook hoe dit gaan nog glo nog enetjie wie is waar ek volgende week wil ons graag begin kyk na hoe die hoofpriester aangetrek het oor die borsplaat en wat die hoofpriester gedoen het en want ons weet ons is vandag die priesters en Yeshua is die hoofpriester en hy is wys vir ons soos die hoofpriester daai tyd gewys het vir die volk wat om te doen het vir die priesters wat hulle moet doen het so wys Yeshua vir ons wat ons moet doen en mag ons het hierdie hartsbegeerte hê om hierdie priesters te wees en om te luister want hy is so die herder, hy is die deur vir die skape. Hy is die deur vir die verlore skape vir die huis van Israel. Hy het gesê, maar ek gaan nie vir die Jode kom nie, ek kom vir die verlore skape van Israel. En ek het nou net al gesê ook as jy skaap, weet hy kom om die skape terug te bring. Die twee covenants, die huis van die Jode, die huis van Israel, die twee wat gaan een word, is daar nie 'n ander huis van die heidene nie. En as jy skaap was, as jy soos 'n skaap geskape is, as jy weet jy's 'n skaap, jy weet soos jy sê, jy's 'n skaap weet hoe om te wy, dis in sy gene, hy weet wat hy moet doen, hy weet hy moet die herder volg, dit is sy skaap se werk, en as ons gesien word as skape, en jy's gemaak om gras te eet, en jy kom ewe skielik, is jy nou 'n skaap in, sommer Kairu, en ewe skielik gee hierdie mense vir jou pille om te eet, skaappille, of 'n skaaplek, of wat ook al, en jy nou skape, jy's nou gewoond om hierdie skaappille te lek, en al die dinge, en ewe skielik, dan kom hierso die herder, en hy bring hy skaap, hy gaan haal hy skaap, hy sê, kom skaap, jy moet daar wees, jy's nie meer hierso nie. Wat gaan gebeur? Jy gaan smag om daai pille of daai skaaplek te lek, maar op 'n of 'n dag gaan jy weer terug gaan om gras te eet. 'n Skaap is gemaak om gras te eet. Hy gaan jou terugbring na jou ou weet hoe jy geskaap is as 'n skaap en presies dieselfde. Ja, ons is gesif. Vader sê die heidene uit, die Gentiles het gesif onder die noorde uit. Hy het hulle geskei. En hulle het ingegaan in hierdie pagan land en hulle het die pagan gewoontes aangeleer van die mense. Maar Yeshua kom haal hulle. En hy bring hulle terug soos daai skaapie weer om gras te eet. En dis die ding. Jy kan nie bly eet saam met ander skape, nou gaan ek bly my pille eet nie. Nee, want jy gaan honger ly. Jy moet jou grasies weer begin eet. En dis kom Yeshua sê, hy is die deur vir die skape. En hy sê ook dat ons gaan uitgaan. En ons gaan weer eet op buitekant, en jy gaan terugkom, want jy is dan deel van daai stad, daai muur wat hy vir jou het, maar waarvan hy die deur is. So, ons het laasweek gesien van die twee wyls, dat Yeshua is die deur en hy is die wyl. En dat daar twee wyls was wat in die tempel gehang het, maar ook twee deure. En dat die twee wyls die wyls wat geskeer het, was dieselfde naam gehad. En ons kan nie definitief sê wat se wyl, was een by die deur ingang gewees, of een voor die Holy of Holies nie.
Die veil het in die tempel geskeur, sodat ons wat weergebore en gedoop is, die koninkryk kan sien en kan ingaan. Dis daai veil wat van die oë af weggehaal is, sodat ons die koninkryk kan sien. En ons het laasweek gelees oor Johannes 3 vers 3 wat sê, as jy nie weergebore gaan word nie, gaan jy nie die koninkryk kan sien nie. En vers 5 nie kan ingaan nie. So daai veil moet geskeur word, hy moet oopgemaak word. Die deur is oop. Yeshua is die deur, hy is oop daarvoor. Kom net in, hy roep daai skaapie om terug te kom. Ons het gekyk na die gelykenis van die 10 maagde, dat almal was maagde gewees en na daai deur het toegegaan. En Yeshua het gesê, gaan weg. Jy wat die ongeregt, ek ken jou nie. Hy sê, ek ken jou nie. En daai ken, wat ons gekyk, daai eido, die Grieks, wat sê dat, hy sien jou nie. Want as jy gewyl is, gaan hy, as jy iemand kyk in die oë, as hy iets voor sy oë het, is soos 'n donkerbril, jy sien nie sy oë nie. Jy kan hom nie sien nie. Dit is soos 'n wyl. As jy 'n wyl voor het, gaan hy jou nie sien en jy gaan hom nie kan sien nie. En jy moet hom kan sien om in te gaan. So, as jy nog gewyl op jou oë het, gaan jy nie Messias nie kan sien nie. En dan beteken dit ook, jy gaan my Vader nie sien nie. Want Vader in Yeshua, Yeshua sê, ek is in my Vader en my Vader is in my. En ons is in Yeshua. So hoor gou wat sê Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 13. En dan gaan 'n bietjie aangaan oor laasweek. Hy staan geskrywe, 2 Korintiërs 3 vers 13. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat Moses vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Ek gaan die stuk lees weer. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Wat sê Yeshua? Ek is die waarheid en die genade. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, die waarheid. Okay? Die Here, vers 17, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Is dit nie so mooi nie? Maar as een ding, dis kom ek sê, van waar Yeshua sê, ek sien jou nie. Hy kan nie in jou hart sien nie. Hy kan nie jou hart sien nie, as jou hart nog gewyl is nie. Dis wat hierdie stuk sê, as jou hart nog toe is. So hierdie stuk moet mens baie mooi verstaan, want mense kan hierdie stuk uit konteks uit lees. Want hulle lees hierso die Ou Testament 'n bedekking het, en dit vernietig is deur Yeshua. En hulle stop gewoonlik net om daar te lees. Die Ou Testament het 'n bedekking en Yeshua het dit kom wegvat. Die Ou Testament, hulle wat som in die Ou Testament saam met die bedekking weg. Hy het dit vernietig. En baie mense lees dit in konteks, hulle lees hom nie verder nie. Dit is soos Handelinge 10 byvoorbeeld oor die vak. So met ander woorde, die mense reken dat die wet nie meer van toepassing is nie en net die genade. Ons is onder genade. Hoe baie het ons dit nie al gehoor nie? So eerstens moet ons kyk oor die skrywer van Korintiërs, wat bedoel hy? Dis om ek altyd sê, gaan lees konteks. Ken die skrywer. Ken jy daai bandjie WWJD, wat wil Jesus doen? Weet jy regtig wat hy gedoen het? Want wil jy doen wat hy gedoen het? Wil jy daai bandjie aan, gaan jy regtig doen wat hy gedoen het? Of gaan jy regtig doen wat Paulus gedoen het? Ken jy vir Paulus? So hoor gou hierso is 'n paar versies oor Paulus, en ek gaan nie oor Paulus praat die hele tyd nie, maar hoor gou hierso, Romeine 3 vers 3, net om 3 vers 31. Hy bevestig die wet.
Romeine 7 vers 20, hy verlustig hom in die wet. 1 Korintiërs 5, Paul bestraf mense volgens die wet. Romeine 7 vers 12, die wet is heilig, regverdig en goed. Romeine 7 vers 14, die wet is geestelik. So met ander woorde, as jy vir Paulus verstaan, gaan jy nie kan sê, as jy hierdie stukkie gelees het in Korintiërs sê, maar die Yeshua het dit presies weggehaal, die wet, die Ou Testament vernietig nie. Alright, ons is nou net onder die genade nie. Alright. Verstaan die skrywer, verstaan hoekom Paulus hierdie stuk gesê het. Hy praat van as jy in Yeshua is hierdie wyl van jou hart af. Dit is soos die woord sê van die vooruit van jou hart verwyder. Jy besny jou hart. Dit is besnydenis as jy jou hart, as jy hom oopmaak vir die waarheid. Dit is belangrik om nie die verse uit konteks uit te quote nie. So is die stelling reg wat mense sê dat die Ou Testament het 'n wyl en Yeshua het dit vernietig? Nee, hulle lees uit konteks uit. Die wet het nie 'n wyl nie. As jy die wet nie volg nie, dan het jy 'n wyl. Dis wat hierdie stuk sê. Hoor wat sê Klaagliedere 3 vers 65. U sal hulle gee verblinding van hart, 'n vervloeking oor hulle. 'n Verblinding van die hart. Jou hart het 'n doekie oor. Verblinding van die hart. Die Engels sê dit, give them a wild heart. Met ander woorde, as jy teen die wet is, of kan ons sê wetteloos, dan is jou hart gewyl. En Paulus sê net Yeshua kan daai wyl vernietig. Maak hierdie stuk nou sin? Net Yeshua kan daai wyl wat oor jou hart is, omdat jy wetteloos is. Net Yeshua kan dit vernietig. Nie die wyl van die wet nie. Sê gou vir my, het Moses 'n wyl opgehad toe hy die wet aan die volk gegee het op Berg Sinai? Kom ons lees. Want as hulle praat van die wyl, die wet wat 'n wyl het, right? Moses het die wyl, daar's 'n wyl en hulle koppel die wyl wat Moses oor sy gesig gehad het, wat hom toegemaak het, sê ja, sien daar, die wyl, die woord daai tyd het al 'n wyl oor gehad, die wet. Okay? Kom ons lees wat sê Eksodus 34 vers 32. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here met hom gespreek het op die berg Sinai. Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy 'n sluier oor sy gesig getrek. Toe hy klaar met hulle gespreek het, toe maak hy toe. Maar as Moses voor die aangesig van die Here kom om met hom te spreek, neem hy die sluier weg, totdat hy uitgaan. As hy dan uitgaan en aan die kinders van Israel meedeel wat hom beveel is, sien die kinders van Israel die gesig van Moses, dat die vel van Moses sy gesig blink. Daarop trek Moses dan weer die sluier oor sy gesig, totdat hy ingaan om met hom te spreek. So Moses het nie 'n sluier oor sy gesig gehad, toe hy die wet aan die mense gegee het nie. Hy het dit afgehaal, gespreek, maar Vader se wet en sy bevele en alles, omrede hy in sy aangesig was so groot dat hy geskyn het, dat hulle hom moes toemaak. Hy het geskyn oor al hierdie goeders. Hy het nie toegemaak oor die wet en insettinge en verordeninge wat hy gekry het nie. Hy het geskyn oor dit. En dis presies wat ons moet doen vandag. Ons moet hierdie menorahs wees wat skyn. Ons moet gaan skyn daar buitekant en 'n lig wees vir die nasies. As Moses dan nie die sluier aangehad het nie, hoe kon hy die wet aan die mense gee? As hy die sluier gehad het, hoe kon hy gepraat het met die mense? Vader se glorie het geskyn. Die vraag is, was dit Jahwe waarmee hy gepraat het op Berg Sinai? Want hier staan die Here. Dat die sluier afgehaal om te praat. Okay? Hoe kon hy dan vir Vader in die gesig kyk? Elpanim, Elpanim. Hy sou gesterf het as hy met Vader Jahwe gesig tot gesig gepraat het. Wat het gebeur? Hulle het opgegaan en 70 ouderlinge, waarvan Nadav en Abihu deel was, het gaan eet op die berg saam met Vader Jahwe, saam met
die Here, soos hy sê. Saam met Vader Jahwe, as ek sê Vader Jahwe, en Yeshua is in Vader, en die Vader is in hom. So wie was dit gewees? In Johannes 1 vers 17 sê, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Yeshua gekom. Die genade en die waarheid, nie net die genade nie. Niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Net Yeshua het al vir Vader Jahwe gesien. Punt. So wie was dan op die berg? Wie was die engel wat baie keer verskyn het? Ek het direk terug op gepraat. Waar mense gesê het, Here, wie was die engel wat aan Daniël verskyn het, soos dit beskryf is in Openbaring 1? Wie was die engel gewees? Wie het saam met hulle in die tuin van Eden geloop? As hulle niemand vir Vader Jahwe gesien het nie. Wie het saam geëet? As niemand vir Vader Jahwe gesien het nie. Yeshua. Hy is die woord. Hy was van die begin af daar. Hy is die begin en die einde. Hy was die tussenganger gewees, byvoorbeeld. Soos wat vir Moses die tussenganger was op 'n stadium tussen Vader Jahwe en die mense by Berg Sinai. En wat gebeur? Die tussenganger gaan weg en daarso maak hulle, ek gaan vanaand van praat, 'n goue kalf. Want hulle is gewoond gewees om deur iemand te bid. In Egipte het moes hulle deur iets gebid tot Vader, tot Jahwe. Right? Egiptenaars het tot hulle God deur iets gebid. Hulle het beeltjies gehad vir elke liewe ding. Right? En dis dit, Yeshua het Vader se woord. Hy is die woord kom gee op Berg Sinai. So hoe kan mense sê dat die wet het 'n sluier op? Die wet is vernietig deur Yeshua, maar hy self het dan die wet gegee op haar stadium. Hy self het saam met hulle 70 ouderlinge geëet op die berg. Eksodus 24 vers 9. Daarom het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien. En onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Hierdie safier. Dis die prentjie van covenant. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgesteek nie, en hulle het God aanskou, daarom het hulle geëet en gedrink. Hulle het hom skou en geëet en gedrink. Yeshua was daar gewees. Ruach was daar gewees. Net soos aan die begin wat Ruach daar was. Yeshua was daar, Vader Jahwe was daar. Want niemand het ooit Jahwe gesien behalwe Yeshua nie. So dink julle nie dan dat Yeshua ook die wet gegee het nie? Sien, die wet het nie 'n wyl nie. Dit is as jy hardnekkig is oor die wet, dan kry jy 'n wyl oor jou gesig en jou hart. En dan kan jy nie sien nie. En wat hartseer is, dan kan Yeshua jou ook nie sien nie. En dan sê hy die woorde, gaan weg, ek ken jou nie, jou werker van ongeregtigheid. Die dag wanneer die deur toegaan, van die koninkryk gaan toegaan, soos die parable, die gelykenis van die 10 maagde, bruilof van die lam, wat dan gaan gebeur. Kan jy net dink hoe lekker gaan dit wees, om daai bruilof te hê, daai prentjies van die tafel van toonbrode, daai legem, el panin, daai gesigbrood, daai brood in Vader Jahwe se gesig te eet. Die bruilof van die lam. Hoe gaan dit nie lekker wees daai dag nie? En wat beteken ook dan die honde wat gaan buite wees? En nou hond beteken iemand buite verbond. Hoor gou hoe word die vrou van Yeshua beskryf. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom
en sy vrou het haar gereed gemaak. Sy vrou. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf salig is die wat genooi is na die bruilofmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van Jahweh. Salig is die wat genooi is. Waar is hy stuk van? Baie is geroep, maar min is gekies. Dis jou keuse. Of jy genooi wil word. Almal kry daai stadium, kry daai oomblik in hulle lewe waar hulle genooi word. Waar Yeshua daai uitnodiging gee, soos as jy voordat jy trou, dan het jy 'n briefie wat jy, papiertjie wat jy uitstuur vir al jou familie en vriende, 'n uitnodiging om te kom na die troue toe. Hier is die uitnodiging. Hier is die uitnodiging. Jy word genooi. Jy word genooi. Jy weet klaar die troue gaan gebeur. Hier staan die troue. Die troue gaan gebeur. Yeshua kom gee vir ons hierdie gelykenisse oor die troue. Oor die maagde wat gaan ingaan en ander maagde wat gaan buitekant wees. Die onverstandiges gaan buitekant wees. Hy gee vir jou presies van wat jy moet doen. Die woord sê vir jou presies, doen dit so, trek aan die regverdigheid en trek die mooi klere aan en wees 'n rein skoon vrou vir my. Nie 'n hoer nie. Hy sê dit. Die troue gaan gebeur. Maar jy gaan, hy sê daarso, salig is die wat genooi is. Dit is 'n groot voorreg daai. Die huwelikskontrak is hierso klaar geskryf, soos hulle daai tyd het hulle voordat hulle getrou het hulle 'n huwelikskontrak gehad van ek gaan gras sny en ek gaan skorrelgoed was of hoe ook al. Daar was 'n kontrak gewees. En daar was 'n prys gewees, 'n lebola, soos ons ken vandag. Yeshua is die prys, hy het die prys kom betaal. Jy is klaar gekoop deur sy bloed. Die huwelikskontrak is jou keuse of jy gaan wil skorrelgoed was. Dis jou keuse. Maar gaan 'n bruilof wees, ons gaan aan tafel sit, en dis wat Yeshua sê, dat ek sal, voordat hy sterwe, ek gaan weer die beker eendag saam met julle drink. Daar gaan 'n tafel wees. Want waar drink jy 'n beker onder 'n boom? Nee, daar's 'n bruilofstafel. Die tafel van toonbrode, lechem elpanin, die tafel wat face to face, waar jy saam met die koning van konings gaan sit en weer eet. En dis wat die reg gaan hê tot daai koninkryk. Die tafel, as jy kyk die tabernakel, die goue gedeelte, kyk na die koninkryk, die goue gedeelte, die goue strate, die goue mure, gaan kyk na daai gedeelte, en waar die menorah is, wat die lam is, Yeshua sê, ek is die lam, ek is die lam, ek is die lam, ek is die lam. Waar ons gaan worship, die goue altaar. Waar Vader Jahweh gaan wees, die verbondsark wat daar saam met hulle was. Daar's net 'n deur. En jy moet kies, die wyl is daar. Hy's geskeer. Hy is vir jou geskeer, maar jy moet dit aanvaar. Jy moet self oopmaak. Die hart oopmaak. So ons het laasweek gepraat van die koninkryk van Jahweh, hoe dieselfde groot is as die holies. So kom ons kyk, kom ons sê dat as jy kyk na die tabernakel, was die holy of holies was 10 cubits by 10 cubits by 10 cubits. Die tempelsinne was 20 by 20 by 20, 'n cubicle. Alright. So dit, as jy gaan Openbaring gaan lees, is dit hierdie presiese beskrywing van ook 'n cubit. Alright, hoe die koninkryk van Vader Jahweh gaan wees. Alright. Openbaring 21, hoor gou hierso, 21 vers 16. Ons sal vandag baie lees oor hoe dit gaan lyk. Want dit is lekker man, as lekker mos as jy weet hoe gaan jou huis lyk eendag. En ek is excited hoe ons huis gaan lyk. Tyd dat meer mense begin opgewonde raak en nie worry oor die huisie op aarde nie. Vers 16. En die stad het vierkantig gelê, okay, cubicle. En sy lengte was net so groot as sy breedte. Daar sê dit nou, die woord. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. So jy sê die woord,
cubicle. Alright. So as jy mense dit gaan uitwerk, die groot is, daar's 'n ander stuk ook wat presies sê van die, hulle noem dit furlongs. Nou, gelukkig het ons tegnologie om vir ons dit kan uitwerk. Hoor gou hierso. As jy gaan, dit is nou plus minus ongeveer. Dis wat die woord sê, want Vader sê, Joshua praat, hy sê, meet dit en skryf dit neer. En niks mag uit hierdie boek uitgaan nie, sê hy in Openbaring 22. So niks wat Johannes opgeskryf het, mag uitgaan nie. Dis hoekom Openbaring belangrik is. Dis moeilik om dit te verstaan, maar dis geestelik ook. Alright? So, as jy gaan kyk, is dit 2220 kilometer. Dis so amper Kaap toe en terug. By 2200 by 2200 kilometer. So as jy die grondoppervlakte gaan uitwerk, en dit, julle nou, hier is net 'n sommetjie, okay, maar nie aanhou op dit nie, net plus minus ongeveer. As jy die grondoppervlakte gaan uitwerk, die square meters, alright, is dit 5 miljoen squares. 5 miljoen vierkante meter. Hoe groot die koninkryk van Vader Jahweh gaan wees. Ons huis se grond wat klaar gekoop is. Alright. So nou interessant, as jy 'n huis vat van 200 squares average. Weet dis nou iemand se huis vandag is omtrent 200 vierkante meter. Alright. En jy gaan deel dit in daai stuk in van die 5 miljoen vierkante meter. Kry jy omtrent 24 miljoen huise waar daar binnekant gaan wees. Okay. Dis net ongeveer, okay? En jy sit 4 mense in 'n huis. Kan meer wees, kan minder wees. Werk dit omtrent uit op 100 miljoen mense wat in daai gedeelte kan inpas. Dis nou sonder strate en bome en daar gaan riviere wees, daar gaan bome wees, alles, verstaan? Maar 100 miljoen mense. Dit kan 120 wees, dit kan 50 miljoen mense wees. Maar kom ons werk op 100 miljoen mense. Ek wil net iets 'n vergelyking trek hierson. Alraai. 100 miljoen mense, dit klink baie. 100 miljoen mense is baie, okay? Alraai. Maar vandag huidiglik is daar 8.3 biljoen mense in die wêreld. 8.3 biljoen mense in hierdie wêreld vandag. Okay. En dit is nou nog sonder al die mense wat vir 5000 jaar al gesterf het, wat op die aarde was. Net vandag 8.3 biljoen mense versus 100 miljoen mense. So as jy gaan uitwerk by die oppervlak om 8.3 biljoen mense daar binne in te kry. Dis nou net 'n simpel sommetjie. 1 uit 83 mense gaan daar kan ingaan. 1 uit 83 mense gaan daar ingaan. As jy kyk dan na die grootte van die koninkryk, is dit nie so groot nie. Is nie so groot nie. Dis hoekom Joshua sê, baie gaan dit sien, maar min gaan ingaan. Jy gaan hom sien, kyk, hemel kom aarde toe. Daar gaan nie meer 'n son, maan of sterre wees, Joshua gaan die lig wees. Daar gaan nie 'n see meer wees nie. Dit gaan net dag wees. Dit gaan nie meer nag wees nie. Dis wat Openbaring ons leer. Maar daar gaan hemel wees en koninkryk. Dis die prentjie van die tabernakel. Die buitekant is die wêreld. Dit is die plek waar, soos Jesaja sê, van waar jy gaan uitgaan en sien die wat vark eet en varkvleis eet en al die dinge, soos die Jesaja 66 sê nie ek nie, maar die wat die verfoeisels van muise en die vark se vlees eet, sê Jesaja 66, jy wat nie doen nie, gaan uitgaan en sien hoe die wurm die mense verteer daar buitekant. So ek weet nie hoe gaan dit wees nie. Okay? Maar dis wat Jesaja sê, die buitekant. Dan kry jy die binnekant, as jy nou deur die weg gegaan het, kry jy die binnekant. Dis is nou die dag as jy jou hart besny het, as jy sê kom bly in my hart. Dit is goeie mense. Dis goeie mense, mense wat soos Matteus 7 sê van yes, maar ek het gebid, ek het mense genees, ek het geprofeteer en dis goeie mense, dis sendelinge, dis goeie mense. Alright? Wat daar so binnekant, wat hierso daar binnekant is. Jy repent, jy bely, jy word gedoop, jy doen jou ding. Alright? Maar Yeshua sê gaan weg. Matteus 5 sê dit.
Hy sê, gaan weg. Gaan weg. En dis die ding van, jy gaan die koninkryk sien, maar jy gaan hom nie beerwe nie, jy gaan hom nie kan ingaan nie, so jy gaan daar wees in hemel. Maar jy gaan nie kan ingaan in die koninkryk nie, en as ons soos laas ek gesê het, van Openbaring 22, waar hy sê, net die wat die gebooie onderhou, die bruid, wat gaan reg het tot die boom in die stad. Daar's koninkryk. Waar wil jy wees? Lukas 13 vers 22 sê, en onderwyl hy geleer het en op reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgegaan. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort. Want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink. Ons was kerkmense. Ons het goeie mense gewees. En u het op die strate ons geleer, dis volgers. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Die Engels sê, transgressors of the law. Dan sal geween wees en geknars van tande, wanneer julle Abraham, Isak en Jakob, en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitekant. Hy sê, hulle gaan sien vir Abraham hulle. Wat het Abraham gedoen? Ons het laas ook gaan praat van, hy het die wet, insettinge en verordeninge gedoen. Jakob, dis Israel, dis die bruid. En hulle sal kom van oos en wes en van noord na suid. En daar is laastes wat eerstes sal wees. En daar is eerstes wat laastes sal wees. En aan sit, hoor gehuise, aan sit. Nie staan nie, aan sit in die koninkryk van God. Ons gaan sit aan die tafel. Die bruilof van die lam, die vrou wat bekleed is met wit regverdige reinheid, die skoon maagdelike bruid, die een wat nie gaan hoereer agter al die aardse hoerering aan, goeders wat jou in hierdie wêreld laat, wat jy bo Vader Jahwe sit. Die skoon maagdelike bruid, die set apart, heilige bruid, die bruid wat 'n teken dra. Wat het die bruid gedra daai tyd? Het 'n teken om haar kop gedra om te sien sy is verloof. Die bruid het 'n teken gedra, en wat is ons teken vandag? Een van die tekens is, wat Vader sê in Eksodus 31, die Sabbate. Die Sabbate, Waar's nog Sabbate? In die feeste. Kan julle sien, hoekom die vyand ons keer om die Sabbat te doen en die feeste te doen? Hy wil jou ring steel, hy wil jou verloving breek. Dis sy visie, missie, om dit te doen. Soos harde woorde van Yeshua wat sê, gaan weg. Die brood in die aangesig van Jahwe eet. En wie is die brood? Yeshua. Hy sê, kom eet van my liggaam. Ek is die brood. Hy is gebore in die huis van brood. Bethlehem. En die krib, die manger is, beteken om te kom eet. As jy die betekenis vat van die krib. So kom, ons lees hierdie stukkie oor die koninkryk. Ek wou net versies aangehaal het, maar ek gaan 'n hele Openbaring 21 lees. En dit gaan oor die koninkryk. Dit gaan hoe hy lyk, terwyl ek praat, terwyl ek die stuk lees, maak, dink in hoe gaan dit lyk. En besluit of jy daar wil wees of nie. Want baie gaan nie daarin gaan nie.
volgens die woord, nie volgens my. Gelukkig is daar genade. Eer Abba daarvoor dat hy sy seun gestuur het. Ons kan reg hê. Hy sê daarso, Vader sê in Galasiërs 3 vers 29. Deur Yeshua is ons erfgename aan die beloftes wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob, en dis die wat in die koninkryk gesien word. Ek lees ons Openbaring 21 vanaf vers 1. En ek, dis Johannes, het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Wat het Yeshua gesê? Ek gaan nou om vir julle 'n mansion voor te berei. My Vader se huis is daar baie kamers. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. So dis hoekom ek sê die tabernakel is baie belangrik. Dis 'n afdruk van Vader Jahweh se koninkryk. Dit is swart en wit op die bord geskrywe. En hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dit is Vader. Hy kom bevestig dit. Hy sê hier is 'n realiteit, hy gaan nie lieg nie. Ons weet hy lieg nie. Maar hier kom bevestig hy dit. Vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega. Wie is die Alfa en Omega? Yeshua. Die begin en die einde, die Hebreëse, die Alef en die Taf. Hy is die woord, want die alfabet is die woord. Aan die dorstiges sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Hoor jy, hy wat oorwin, hierdie is 'n groot woordjie, daai oorwin. Sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, hoor jy hierso. Hierdie is hard. Die vreesagtiges. Hoe baie saai die vyand nie vrees onder ons nie. Dis hard hierdie. Die vreesagtiges. Die wat in vrees lewe, en die ongelowiges. So met ander woorde, as jy vrees, het jy nie geloof nie. Daai twee is belangrik. Die gruwelikes. Ek gaan nou 'n bietjie praat oor die gruwelikes. Moordenaars, hoereerders. Wat word in die woord gesien as 'n hoereerder? As 'n hoer. Dit is towenaars en afgodsdienaars. Wat sê 1 Samuel 15, as jy rebelleer, is dit heksery, towery. En as jy, die Engels sê dit mooi, stubborn is dit afgodsdiens. As jy stubborn is, as jy hierdie woord van Vader Jahweh, sy waarheid hoor, as jy nou hoor, iemand gaan na buite by die lig skyn en sê, maar Boeta en Sissa, jy moet die Sabbat begin doen, en dit begin eer en heilig, en Boeta en Sissa, jy moet kyk, dat jy nie die vark eet nie, en jy sê, man, dis Ou Testamenties, dit is stubborn, dit noem jy stubborn, en dan rebelleer jy gewoonlik daarna. Hierso sê dit, jy gaan buite wees, en al die leenaars, hulle deel, nie is hard, is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Hoor gou gaan dit lyk in die koninkryk. Onthou nou daai stuk van die gruwelikes. En vra vir Vader om ons te wys deur sy Ruach,
My vrees, leuns, ongeloof is belangrik. Vers 9. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen en ek sal vir jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer, dis nou vir Johannes, op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos 'n baie kosbare steen. Wie is die lig? Die lam van God. Wie is die steen? Yeshua. So is die kristelhelder jaspersteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad. En by die poorte 12 engele en name daarop geskryf, naamlik die van die 12 stamme, van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, en aan die noorde kant 3 poorte, en die suide kant 3 poorte, en aan die weste kant 3 poorte. Dink nie aan die tabernakel nie, soos hulle 3 om die tabernakel gebly het. En in die muur van die stad het 12 fondamente gehad. En daarop was die name van die 12 apostels van die lam, die disippels. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad om die stad en die poorte van sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê en sy lengte was net, ek het nou gelees, groot sy breedte, en hy het die stad met die meetroete gemeet op 1500 myl, sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. Vers 17. En hy het sy muur gemeet op 144 L. Dit is 65 meter dik, die muur. Volgens 'n mensemaat wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis. En die stad was suiwer goud, so suiwer soos glas. Weet julle baie moet goud, hulle sê as goud heeltyd so verhit word, word op 'n stadium glas. Dit is jou beste, jou suiwerste, jou mees gelouterde goud. Dis vir die bruid. Wat word die bruid? Wat sê die woord? Jy gaan gelouter word, dat jy kan skyn soos goud. En die fondamente van die muur van die stad versierd met allerhande edelgesteentes. Kan jy net dink hierdie mooi kleure, jasper, hierdie suiwer goud, soos glas, hierdie fondamente soos hierdie versierd met allerhande edelgesteentes, dit is mooi klippies. Die eerste fondament was jasper, die tweede safier. Safier is my gunsteling kleur. Maar hoekom die fondamente is hierdie safier? Covenant, dis die kleur van covenant. Dis dieselfde kleur wat die doeke in die koninkryk, in die tabernakel, in die holies en holy of holies, was al die instrumente toegemaak gewees met hierdie blou kleur, dis die kleur van covenant. Dis dieselfde kleur wat in die tsitsie is, dis dieselfde kleur wat die borsplaat aan die hoëpriester vasgemaak het, was hierdie blou lint, die safier kleur. Die derde, Chalcedon, ek weet nie hoe dit lyk dit nie. Die vierde, Smaragd. Die vyfde, Sardonyx. Die sesde, Sardis. Die sewende, Kristoliet. Die agste, Beryl. Die negende, Topaas. Die 10de, Chrysoprase. Die 11de, Hyacint. En die 12de, Amethyst. Ek ken nie eens die woorde uitspraak nie. Ek dink nie dat dit mooi gaan dit lyk. En die 12 poorte was 12 parels. Die deure waardeur ons gaan was hierdie 12 parels. Het jy al gesien hoe mooi is 'n parel? Hy het 'n spesiale perskleur. Ek het lank terug gepraat oor hierdie parels, hoe 'n parel gevorm word en hoe een sandkorreltjie beskerm word en hoe die see se water heeltyd daardeur gaan en hom kos gee en hoe hy hierdie harde mooi parel raak en hoe ons hierdie parels is. Want ons gaan deur dit gaan, dis die deure. En die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En in die tempel het ek daarin gesien, het ek nie daarin gesien nie, want die Here, God die Almagtige, die tempel is sy tempel en die lam. En die stad het nie son of 'n maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Yeshua is daar, hy gaan die lig wees. Jy dink hoe gaan hy skyn? Dis hoekom Moses moes net, en ek dink dis 'n krummeltjie, hoe Moses moes toegemaak het toe hy net in die aangesig gekom het.
Elpanin. Vers 24, en die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. En die nasies van die wat gered word. En die konings van die aarde bring die heerlikheid en eer daarin. En met dags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal die poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom, hoor gou hierso. Die poort gaan oop wees vir die bruid. Jy gaan in en uit gaan, jy kan reguit tot die stad, jy kan reguit tot die boom van lewe, wat so mooi is. Maar hoor gou hierso, en daarin sal nie een inkom wat verontreinig en gruwelik en leuns doen nie. Maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Nie in die boek van lewe en dood nie, dis die boek van oordeel. Die boek van die Lam, dit is die wat sy naam, as jy trou, dan skryf jy jou, teken jy daarson, jy word nou wettiglik verklaar as die vrou, die dominee kom en dan sit jy nou daar neer en dan teken altyd teken en ons getuie wat teken. Dit is die boek van die Lam. Soos daai prentjie as jy trou, die wat as jy daai huwelik, as jy bevestig is, jy is nou die vrou. Nie meer die bruid nie, die vrou. Hier word gepraat van die vrou wat aan die tafel sit, dis die vrou. Ons is die vrou. Yeshua, Vader Yahweh, hy sê in Jesaja, ek is die maker, ek is die man. Ons is die vrou. Dis geestelik. Net die wat geskrywe is in die boek van lewe van die Lam, net die gaan ingaan wat in Yeshua se boek geskrywe is. Dis nie daai boek van oordeel nie. Die deure gaan nie gesluit word nie, en die honde gaan buite wees. Die gruwelikes gaan nie reg om in te gaan, die bruid gaan reg om in en uit te gaan. Raai wat is gruwelik is? Gruwels, vir Vader Yahweh. As jy gay is. As jy gay is dit 'n gruwel. Hy sê, dis abomination and desolation. Hy gril daarvoor. Hy gril. Right? Dit is heel eerste ene. Dis kom die vyand sê, nee man, guys okay. Ja. Maar hoor gou hierso wat sê hy, wat is gruwelik? Nou die gruwelik is 2 keer in hierdie stuk is daar genoem van die gruwelik is. Maar ons broers en susters moet gaan pas op oor vrees en ongeloof. Maar hierdie enetjie is die gruwelik is, hoor gou hierdie enetjie. Levitikus 11. Maar alles wat geen vinne en skibbe het in die see en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is, 'n gruwel is dit vir julle. Ja, 'n gruwel moet hulle vir julle wees. Van hulle vleis mag julle nie eet nie en hulle aas moet vir julle 'n gruwel hou. Alles wat geen vinne en skibbe in die water het nie, 'n gruwel is dit vir julle. Gaan lees die hele Levitikus 11, Vader Yahweh se spyskaart. Ek het direk teruggepraat van 'n paar maande terug oor hierdie. Kan jy self dink hierdie sprons en hierdie kreef wat jy so byt en hierdie sous wat so spat, ek dink dit klink nou grous, maar ek dink Abba, as jy daai hier eet jy is so goed, jy gaan nou jy huis toe en jy eet jou stofsuier. Abba, wat? Hier is nie 'n skaap om geëet te word nie. Hy sê, "Sis man, ek dink hy graaf hoor. Ek sal gril as my kind nou in die huis moet ingaan, hy begin die stofsuier eet." En dis die ding. En Abba sê dis 'n gruwel vir hom. Prons en kreef, visse sonder skibbe, daai lekker goed wat die vyand so lekker maak, jou varkie. Die lekker bykinkie. Daai goeders wat hy reg, alles wat die vyand vir jou lekker probeer maak in hierdie wêreld, moet jy gaan kyk, pas op. Jy sê daai gruwelik is. Gruwelik is, dit beteken as jy daai gruwelike goed doen, jy gaan nie ingaan nie, jy gaan buite wees, punt. Hy gaan sê, gaan weg. Net die 12 se name wat daar staan, die 12, dit verteenwoordig die 12 stamme, daar bestaaring was hulle 14 gewees, want Efraim en Manasse het bygekom. En dit is so erg, as jy gaan kyk wie se name daar opgeskryf is, Efraim en Dan se name is nie opgeskryf in die koninkryk nie. Want hulle het gaan reer. 'n Stam se name is nie opgeskryf nie.
So Boeta en Sissa, as jy nie weet waar jy gaan ingaan nie, deur die 12 poorte nie, die goeie nuus vandag is wat Yeshua, hy gaan daar wees. In Galasiërs 3 vers 26, sê ek het nou sê 29, luister dit gou hierso. Want julle almal is kinders van God deur die geloof in Yeshua. Want julle almal wat in Yeshua gedoop is, het julle met Christus bekleed. Doop, die regte doop. Dis daai weergeboorte. Maar daar is nie meer Jood of Griek nie, maar daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Yeshua. En as julle aan Yeshua behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Erfgename, ons is deel. Ons is deel, ons word ingeënt. Ons is hierdie wille tak wat inkom deur Yeshua. En daarvoor gaan ons reg hê tot die stad. Ek weet nie van waar af ons is nie. Ek weet nie van waar wat se stam ons af is nie. Ek weet baie mense sê ons is Jode, en ons lyk nie soos Jode nie. Maar al wat ek vir julle vandag kan sê is, deur Yeshua gaan ons reg hê. Gaan ons reg hê. Maar hy soek die maagdelike bruid wat daar gaan ingaan. Hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken. As ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar en hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. En hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel soos hy gewandel het. Dis maklik. Dis ons sleutel. Dis kom die laaste bladsy sê. Hy wat die gebooie onderhou. Dis regtig waar nie so moeilik nie. Dit is lekker om die gebooie te onderhou. Dis lekker om die wet te doen. Dit is awesome. Jou lewe verander 180 grade. Dit is so lekker. Ek weet nie hoekom jy moet vaskop en op jou dominee moet vashang die hele tyd nie. Hy gaan eendag nie langs jou staan as jy moet rekenskap gee en vertel hoekom jy dit nie gedoen het nie. Maar Vader sê heeltyd Openbaring Deuteronomium 2:28, kies seën, kies blessing. Joshua, voordat hy in die beloofde land ingaan, kies. Hy sê kies. Kies. But as for me and my house, we will serve the Lord. Dis 'n keuse. Petrus sê in 2 Petrus 2 vers 21 sê, maar nou dat jy weet, en jy gaan terug na jou ou weet toe soos 'n hond buite covenant, maar terug gaan na sy eie braaksel toe. So ja. Amen. Dankie Abba. Kom ons sluit ons oor. Abba Vader, Jahweh, dankie vir hierdie wonderlike dag, Abba, en dankie dat U vir ons hierdie belofte het, Abba, van die wat gaan vashou. Die wat gaan deurdruk, die wat gaan abide. Die bruid. Hierdie beloning wat vir ons wag. Hierdie huis wat vir ons wag. Abba, ons kan net, ek dink ons menslike verstand is te klein om te besef hoe mooi die plek gaan wees. Hoe die koninkryk gaan wees. Dankie Vader. Yeshua, dankie dat U 'n weg kom maak, dat U ons vir ons 'n weg kom maak, sodat ons kan deel wees aan hierdie beloftes wat vir ons gegee is. Al die beloftes. Abba, U is dieselfde gister, vandag en môre. Dis net ons as mensdom wat verander. En dink ons weet alles en ons is gered en dis net genade. Dis net genade, Yeshua, U het gesterwe sodat wanneer ons wel oortree, wanneer ons sondig, dat daar vir ons vergifnis kan wees deur U bloed. En so sê die woord vir ons wat sonde is, want sonde is wetteloosheid volgens U woord. Dankie Vader dat U ons so lief gehad het, dat U ons nooit gelos het nie.
Dankie Vader vir u Ruach, die Heilige Gees wat nou in ons is, wat ons maak dit doen. Wat vir ons sê en ons wys die weg. Yeshua, U is die weg. U is die enigste weg tot by Vader. Dankie vir die weg wat U kom maak het. Ons prys U naam daarvoor. U is ons deur, U is ons wyl. En Vader, ek bid vandag, Abba, as daar nog enigiets is wat ons moet gaan regmaak, Abba, dat U vir ons sal wys, Abba Vader, Jahweh. Vader, as daar nog enige vrees dalk in ons harte is, Abba, wat ons menslik optree, wat ons nie glo nie, in die woord nie, aan die beloftes nie, wil ons vandag kom vra vir vergifnis, Abba. Vergewe vir ons vir die kere wat ons vrees. Abba, ons is net mens en ons almal kom nie kort die glorie. Die glorie kort ons, Abba. Maar Vader, U is so getrou, Vader, dat ons hierdie glorie, Vader, wat U vir ons laat skyn, Abba, oor ons. Soos Moses geskyn het. Moses het geskyn toe hy covenant ontvang het, verbond. Toe hy die wet en die insettinge verorde, toe hy met U gepraat het hy geskyn. En dankie, Abba, dat ons kan elpanien, face to face nou met U praat, deur Yeshua. Dankie, Yeshua, vir die weg wat U kom maak het, sodat ons met Vader kan praat. En ons kan nie wag vir die dag wat U die tempel daar gaan wees in die koninkryk, waar ons aan die tafel gaan sit en aangesig tot aangesig U gaan sien nie. Dankie, Vader. Abba, ek eer U nou dat U vir ons hierdie seën het, wat U vir ons gegee het. U sê Numeri 6, Aaron en Moses spreek dit uit aan Israel. Nie aan die Jode of aan die heidene nie, aan Israel. En deur Yeshua is ons deel van dit. Dankie, Yeshua. Ontvang dit nou, Boeta en Sissa. Ja, Vregecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Viguneka. Yesa Adonai Panavlecha Viasemlecha Shalom. Vader Yahweh sê hy sal jou seën. Abba sê hy sal jou bewaar. Glo dit net. Hy sê sal sy engele opdrag gee, maar ken hom net en wees lief vir hom. As jy dit doen, Boeta en Sissa, as jy die gebooie, insettinge en verordeninge hou, as jy bereid is, glo dat Vader Yahweh sê hy sal jou beskerm en sy engele opdrag gee. Vader Yahweh sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos wat Moses geskyn het die dag toe hy die covenant ontvang en die verbond ontvang het. Vader sê hy sal sy aangesig na jou toe draai, soos hy gekyk het daai dag toe hy sy seun Yeshua aan die kruis was, dat hy vir jou gekyk het. En Vader Yahweh sê hy sal vir jou hierdie shalom vrede gee. Ontvang nou hierdie vrede wat Vader Yahweh vir jou het. Abba, dankie, ons ontvang dit nou deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. En deur U seun, die seun van Yahweh, Yeshua Messiah se naam ontvang ons dit nou. Ons koning en ons hoëpriester. Amen. Amen. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.